boodskap vandag. Dit is so groot voorreg om dit met jou te kan deel en op hierdie manier dit te kan deel. Dit is vir my altyd so 'n groot voorreg. Ek wil jou uitnooi daar waar jy is. Miskien sit jy, miskien lê jy, miskien is jy besig om kos te maak. Ek wil jou uitnooi dat jy sommer rustig raak. So 'n bietjie sal ontspan, rustig agteroor sal sit. Dat jy sal diep asemhaal en besef dat God die Almagtige is by jou. Hy is so radikaal teenwoordig in jou lewe en dat hy 'n afspraak het vandag met jou. Mag jy jou hart en jou gedagtes oopmaak vir dit wat die Here vandag vir jou wil kom sê. Vat so 'n paar oomblikke en raak rustig. Terwyl jy dit doen, wil ek sommer graag vir ons 'n gebed doen en dan gaan ek dadelik wegspring met vandag se boodskap. Kom ons sluit die oë. Here, ek wil vanoggend net kom vra dat U dit sal kom rustig maak in elkeen van ons harte. Dat U ons gedagtes sal kom aanraak. Al daardie goed waar ons dink en bekommerd is. Wat ons weghou van U teenwoordigheid, Here, dat U dit op 'n manier sal kom aanraak en dat ons dit net by U voete kan neerlê. Here, ons wil hoor wat dit is wat U vandag vir ons wil kom sê. Here, raak ons nou aan. Here, spreek met ons, praat met ons. Here, want ons wil luister. Spreek nou, Here. U kinders luister. Amen. So vriende, ek wil vandag iets met julle deel en dit is 'n skildery. Dit is 'n skildery wat julle waarskynlik al van tevore iewers gesien het. Dit is 'n baie bekende skildery van Jesus. Die skildery gaan nou ook opkom op julle skerm en julle sal sien dat dit is 'n pragtige skildery. Dit wys vir ons Jesus met sagte oë, pragtige hare en so ligte gelaat. Die Here lyk of hy vir iets kyk en hy lyk of hy die wêreld se vrede het. En as ons na hierdie skildery kyk, dan raak ons ook op 'n manier so 'n bietjie rustig. Hierdie skildery is in 1941 deur Warner Salmon gemaak en is een van die mees gereproduseerde beelde van Jesus in die wêreld. Meer as 500 miljoen kopieë bestaan van hierdie skildery. Kan jy jou net indink, reg oor die wêreld is daar 500 miljoen kopieë van hierdie skildery van Jesus, wat so rustig lyk, so mooi is, dit is so 'n mooi gesig van Jesus. Hierdie is ook die beeld wat baie van ons in ons gedagte het, as ons soms 'n bietjie wonder oor hoe Jesus lyk. Hierdie is die tipiese beeld wat opkom. Jesus lyk kalm, hy lyk so heilig en sag en onaantastbaar. Ek dink ek en jy sal beslis hierdie skildery iewers in ons huis hang, as hy nie alreeds daar is nie. Ek sal beslis so 'n skildery van Jesus laat ophang in my voorhuis, miskien iewers in jou koshuiskamer, miskien as 'n bumpersticker. Dit is 'n pragtige beeld van Jesus. Maar dit is ook belangrik om te weet dat hierdie beeld, hierdie skildery, het ook 'n storie agter die storie. En nog belangriker, hierdie beeld, hierdie skildery het sy eie beperkings op dit. Sy eie limitations. Ek hou van die woord limitations. As jy met hierdie beeld groot geword het, of hierdie skildery groot geword het, dat dit is hoe Jesus dalk lyk, dit is ons verstaan van Jesus, dan beperk dit ook tot 'n mate ons beeld, ons uitkyk van Jesus. En dit is waarskynlik ook nie hoe hy regtig gelyk het nie.
In 2002 het 'n groep Britse Nuwe Testamentici en forensiese wetenskaplikes iets besonders gedoen. Hierdie is nou baie fancy mense. Hulle het toegang gekry tot die eerste eeuse Joodse skedels wat in en om Jerusalem opgegrawe was. En wat hulle gedoen het, is hulle het 3D rekonstruksies gemaak van hoe 'n gemiddelde Joodse man in Jesus se tyd waarskynlik sou gelyk het. Amazing. Dit is mind-blowing, hierdie 3D rekonstruksies wat hulle gedoen het. En julle sal dit ook nou sien, want daar gaan nog 'n beeld by julle opkom, nog 'n prentjie. Hierdie is die tipiese 3D rekonstruksie van hoe 'n gemiddelde Joodse man gelyk het. Die resultaat is, dit lyk soos 'n man van ongeveer 1,6 meter lank. Nou dit is verskriklik kort, die van julle wat my ken, ek is 1,6. En ons sien ook op die prentjie wat op julle fone verskyn, dat dit is iemand met 'n growwe baard, min of meer, of growwe hare, dit is swart, hulle neus is 'n bietjie groter, en hulle het 'n donkerder vel gehad. So nou gaan daar nog 'n prentjie by julle opkom op julle fone, as ons die twee beelde langs mekaar sit. Dit is totaal en al anders. Hierdie een idee wat ons het van hoe Jesus lyk, teenoor hoe hulle waarskynlik eintlik gelyk het. Nou vra ek jy sommer, net vir speels, sou jy die tweede beeld ook in jou huis iewers opgehang het? Sou jy dit ook as 'n sleutelhouer dalk gemaak het, of 'n bumpersticker daarvan gemaak het? Waarskynlik dalk nie, as ons eerlik is met mekaar. Ons hou veel meer van die eerste skildery. En wat sê dit van ons as ons meer hou van die eerste prentjie, die ander idee van Jesus? Dit sê vir ons dat ons wil hê dat Jesus op 'n manier mooi moet inpas by ons gedagtes en beelde van hom, en ons voorkeur, en hoe ons hom verkies, en hoe ons groot gemaak is met die idee van hoe hy lyk. Ons wil hê Jesus moet daarin pas. 'n sagte, heilige, rustige, ligter vel, Europese, hy lyk soos 'n tipiese Europese, verskriklike charming man, as ek dit nou myself kan sê. Dit is hoe Jesus lyk op daai eerste prentjie, en ons wil hê dat hy moet inpas, want dit is vir ons gemaklik as hy inpas by hoe ons dink hy lyk. Maar die werklike Jesus lyk anders. Die werklike Jesus daag ons so 'n bietjie uit. En dit is waar die verhaal van Lukas 24 inkom. Dit is 'n verhaal waar mense na Jesus kyk. Hulle loop letterlik langs Jesus, maar hulle sien hom nie raak nie, want hulle het ook, net soos ek en jy, hierdie idee en prentjie van hoe Jesus moet lyk. So hulle loop saam met hom, hulle besef nie dis hy, hulle praat met hom, hulle sien hom raak, maar hulle sien hom nie raak nie. Ek nooi hulle uit om saam met my hierdie gedeelte ook te lees. Dit is uit Lukas 24 en ons begin by vers 13. Die Emmausgangers. Ek nooi hulle uit, die gedeelte sal ook op julle fone of waar ook al julle kyk verskyn. Op dieselfde dag, hierdieselfde dag is die opstanding, was die twee van hulle is Jesus se disippels, op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af, en Jerusalem is waar alles nou gebeur het oor Paasnaweek. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat so pas gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder en hulle herken hom nie. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord vir Jesus en sê, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en hom gekruisig het.
Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog verder ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het. Hulle het hom nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak is na Jesus asof hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Sjoe. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Toe verdwyn hy uit hulle sig uit. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe gegaan. Ons lees net tot sover. Vriende, soos ons gelees het, dit is die dag van die opstanding en hierdie 2 disippels van Jesus, een met die naam Kleopas, is op pad na 'n klein dorpie Emmaus, soos wat ons geleer het. En hierdie dorpie is 'n bietjie belangrik, dit is nie van toepassing nie. Die Emmaus plek, dorp, is die plek van 'n historiese oorlog waarin die Jode 150 jaar vroeër 'n oorwinning behaal het teen hulle onderdrukkers en dit was die Syriërs. So hierdie was 'n plek van hoop, dit is 'n plek wat oorwinning behaal het. So hulle beweeg van Jerusalem af, waar hulle hierdie teleurstellings ervaar, na die dorpie Emmaus, wat vir hulle 'n baken van hoop is. So hierdie 2 disippels is absoluut moedeloos. Hulle het alles opgegee in hulle lewe om agter Jesus aan te stap, om hom te volg, net soos wat hy gesê het hulle moet doen. Hulle het geglo dat hy is die Messias, die een wat Israel sou verlos. Maar nou is hy gekruisig, en al sê sommige dat die graf leeg is hulle eintlik oorweldig. Hulle is verward, en hulle sê, hulle is oor dit, om het basies te stel. So hulle gaan nou hulle goed oppak, dit wat hulle het, en teruggaan na Emmaus. En terwyl hulle so loop, kom Jesus self en hy stap saam met hulle. Maar hulle herken hom nie. Nie omdat hulle blind is nie, maar omdat hulle idees van wie hy moes wees, hulle blind maak vir wie hy werklik is. Omdat hulle idees van wie hy moes wees, hulle blind maak vir wie hy werklik is. En Jesus vra hulle, waar praat julle? En hulle het amper so bietjie verontwaardig gevoel. Is jy nou die enigste een in Jerusalem wat nie besef het wat hierdie hele naweek gebeur het nie? En hierdie vraag is eintlik so ironies. Want nie net weet Jesus wat gebeur het nie, hy is wat gebeur het. Hy is die rede hoekom dit alles gebeur het. Maar hulle verstaan nie, want hulle verwagtinge blok daardie insig. Blok hulle om te sien wie besig is om langs hulle te stap. En toe sê hulle, die kern van hulle pyn, ons het gehoop dat hy die een is wat Israel sou verlos. Dit is die rede hoekom hulle nie kan sien dat die opgestane Jesus die een is wat reg langs hulle stap nie, want hulle het hierdie verwagting gehad van hom. Dat hy die een is wat Israel gaan verlos, wat die Romeinse ryk gaan oorwin. Hierdie sin openbaar net so baie. Jesus het verlossing gebring.
maar nie verlossing volgens hulle definisie en hulle verstaan en prentjie van dit nie, van hierdie woord nie. En interessant genoeg, die eerste keer waar ons lees of te hore kom van die woord verlossing, is in Exodus 6. Ek wil dit nou graag meer spesifiek vir julle kry en ook wys. Ons vind hierdie gedeelte in Exodus 6 vanaf vers 5. Daarom moet jy vir die Israeliete sê, dit is nou God wat vir Moses sê, daarom moet jy vir die Israeliete sê, ek is die Here, ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van die verknegting verlos. Ek sal julle vrymaak met mag en met groot reddingsdade. Dit is waar God vir die eerste keer sê, hy gaan die volk, die Israeliete verlos. Dit is waar ons die eerste keer daarvan hoor. In die Bybel beteken hierdie woord, en soos ons het gesien het, beteken verlossing om slawe vry te maak en hulle God se mense te maak. En in die tyd van Jesus het dit beteken verlos ons van die Romeine. Bring vrede of bring wraak, maak oorlog teen hulle, oorwin die Romeine, net soos wat ons lees heel eerste in Exodus 6 vanaf vers 5, waar God hulle verlos het, waar God die see laat oopgaan het, waar God hulle bevry het en hulle gered het, sien ons hierdie selfde prentjie weer hier. Maar hierdie keer lyk die woord verlossing of redemption dalk 'n bietjie anders. Hulle het die prentjie gehad, Jesus gaan oorlog maak. Hy gaan die Romeine oorwin en hulle gaan weer vry kan wees, die Israeliete, om te doen wat hulle wil. Maar toe Jesus gekruisig word, het hulle hele prentjie verbrokkel. Dit is nie wat hulle wou gehad het nie. En wat hulle nie verstaan het nie, is dat Jesus inderdaad gekom het om hulle en om Israel en om almal te verlos. Maar dit is net op 'n radikaal ander manier as wat hulle verwag het. Jesus het regtig nie gekom om Rome te vernietig nie. Hy het gekom om die sonde en die dood self te oorwin. En die manier waarop hy dit doen, is nie met geweld nie. Hy doen dit met liefde. En nie met 'n oorlog nie, met homself. Jesus het sy hele lewe gepreek, as ons gaan kyk daarna, is dit vir geregtigheid. Hê jou vyande lief. Jesus het baie keer onmoontlike goed van ons gevra. Doen goed aan die wat jou haat. Gee meer aan die armes. Moenie terugslaan nie, draai die ander wang. Jesus het so gelewe vir hierdie geregtigheid. Hy het gesê, gee sonder om iets terug te verwag. Dit is wat Jesus gedoen het. En hy het nie net gesê nie, hy het gedoen en geleef tot op sy heel einde. Toe hy gekruisig word, het hy nie 'n tragiese einde bereik nie. Hy het geglo, net soos hy sy hele lewe deur geglo het, dat dit is die manier hoe hy oorwinning sou wys, deur sy dood. Hy het die vyande ontneem van hulle krag wat hulle oor hom gehad het. Dat hy deur lyding en opoffering die wêreld sou red. Hy word die paaslam wat geslag word. En dit is so teenstrydig met wat die mense verwag. Dit is so teenstrydig met wat ek en jy ook verwag. Ons verwag dat Jesus ons ook moet verlos en kom red en kom help teen ons vyande en ons kom gee wat ons wil hê in hierdie wêreld. En ons sien dit nie raak nie, want ons het hierdie idee van wat ons van hom verwag en sy disippels het dieselfde idee gehad. Hulle kon nie sien dat Jesus langs hulle stap nie, want hulle was so clouded met hulle eie idee. Al stap hy reg langs hulle. En weer, soos ek in die begin vir julle genoem het, Emmaus is nie sommer net enige dorpie nie. Emmaus was 'n plek van heldeverhale. In die tyd van die Makabeërs
het Judas Maccabeus 'n opstand gelei teen die onderdrukkers wat Sirië was, en hy het die Siriërs verslaan. So mense sal sommer weet, geskiedkundig, as jy praat van die dorp Emmaus, dan gaan jy weet wat daar gebeur het. Dit is om soos te sê, nou het ek op my voete vandag gedink, as jy dink aan die dorpie Pearl Harbor, jy gaan dadelik weet wat daar gebeur het, daar's 'n geskiedkundige agtergrond, dit is nou totaal en al side note, maar jy gaan weet wat in hierdie dorpie plaasgevind het. So toe Lukas sê dat hierdie disippels was op pad Emmaus toe, bedoel hy, hulle het teruggekeer na die ou storie, daar waar daar eens op 'n tyd vir hulle oorwinning was, waar hulle vyande verslaan was, waar daar hoop was. So hulle gaan terug na die ou verstaan van verlossing, want dit is wat hulle nog verstaan het. Hulle het nog nie dit het nog nie vir hulle oopgebreek nie, hulle het nog nie verstaan nie. So hulle gaan terug na die plek van die mag, van oorlog, en waar hulle oorwin het. En Jesus loop reg saam met hulle, langs hulle, maar hulle sien hom nie. Toe hulle in Emmaus kom, maak Jesus toe nou, soos ons lees in die Bybel, asof hy wil verder stap. Maar hulle nooi hom toe vir ete. En dit is toe dat dit gebeur. Jesus vat die brood, hy sit by hulle, hy vat daai stuk brood, hy seën dit, en hy breek dit, en gee dit vir elkeen van hulle. Hoendervleis oomblik. Ek kan net indink hoe ons moes voel as ons daar gesit het en hierdie simbool of hierdie handeling moes ervaar het. Want dit is dieselfde handeling as by die laaste maaltyd, paar ure voor Jesus gekruisig was, het hy saam met sy disippels die brood gevat, het geseën, dit gebreek en uitgedeel. En skielik, op daai oomblik, tref dit hulle. Wie hy werklik is. Hier is hy, die opgestane Jesus. Hulle sien Jesus vir wie hy werklik is. En nie hierdie politieke bevryder wat hulle wou gehad het hy moes wees nie. Hulle besef net daar, hy is die lam wat gesterf het vir elkeen van ons en wat weer opgestaan het. En toe skielik, onmiddellik verdwyn Jesus. Maar hulle hart het gebrand. Ek dink daai oomblik is iets onbeskryflik wat hulle in hulle harte moes ervaar, want hulle weet nou, Jesus het hulle verlos. Nie op die manier wat hulle verwag het nie, maar op die manier wat hulle dit nodig gehad het, wat ek en jy dit nodig het. Hoekom het ek hierdie teksgedeelte gekies om met julle te deel vandag, om hierdie boodskap te bring? Want Paasfees is nou verby. Die liedere is gesing, feesmaal is gehou, kerke was vol, klokke het gelei, maar nou wat? Vriende, nou moet jy besluit. Wat beteken dit vir jou dat Jesus leef? En nie net dat hy leef nie, maar dat hy uit die doodheid ook opgestaan het. En dat hy dalk al lankal langs jou stap en by jou is, sonder dat jy hom raak sien. Want net soos die disippels het ek en jy ook hierdie vooropgestelde idee van wat verlossing vir my en vir jou beteken, wat Jesus se kruisdood vir my en vir jou moet beteken. Hierdie teks is nie net 'n ou storie oor twee ouens op 'n grondpad nie. Hierdie storie, hoekom ek dit gekies het vandag, is want dit is 'n spieël. Hierdie teksgedeelte is 'n absolute spieël, 'n spieël wat vir elkeen van ons wys hoe maklik ons Jesus kan mis. Nie omdat hy ver weg is nie, maar omdat ons harte en ons gedagtes en ons oë totaal en al toe is. Omdat ons so vas is in ons eie idees van wie hy moet wees, dat ons hom nie herken as hy verskyn, as hy regtig verskyn nie. Dis 'n verhaal na die opstanding. So waar is ons nou? En dit vra ons, wat nou? Wat nou met hierdie leë graf? Wat nou na alles? Wat nou met hierdie Jesus wat brood gebreek het en wyn gegee het, maar tog lewe? Wat nou? Wat nou? Ag, ek sluit sommer af. Wat as jy al die tyd langs hom loop, maar hom nie raak sien nie?
Wat as hy saam met jou is op die pad van jou teleurstellings, jou onsekerheid, jou hoop wat wegraak? Wat as hy al die tyd eintlik daar is en ons hom nie raak sien nie? Vriende, dit is tyd om jou hart stil te maak. Dit is tyd om jou eie verwagtinge te laat gaan. Dit is tyd om vir Jesus te vra, breek weer die brood vir my, breek weer die brood vir my, maak my oë oop, Here, laat toe dat ek U raak sien, en nie soos ek wil hê U moet wees nie, maar soos wat U werklik is. En vriende, wanneer jy hom sien, wanneer jy hom regtig sien, sal ons nie kan stil bly nie. Dan gaan ons net soos daardie disippels terughardloop na die stad wat hulle gedink het vir hulle wanhoop was, teruggaan na Jerusalem toe en gaan vertel, my hoop was nie vernietig nie, want hy lewe en hy is hier en hy stap langs jou. Sien jy hom nou? Sien jy hom? Kom ons sluit af. Here, dit is 'n ongelooflike verhaal om te sien hoe ons net menslik is, Here, hoe ons absoluut menslik is en U kan miskyk wanneer ons so in ons eie gedagtes en in ons eie wêreld lewe. Here, dit is so maklik. Here, maar dankie dat ons hierdie teksgedeelte kon sien en kon beleef en 'n stukkie bevryding kom ervaar dat U by ons is, dat U saam met ons loop, dat U ons nie verlaat nie. Here, maar dit is ons gebed dat U ons weer opnuut bewus sal maak daarvan. Ons opnuut weer uitnooi met 'n maaltyd saam met U. Dat U die brood vir ons kan breek en dat ons waarlik kan sien, dit is U. En U vra ons nou, want die vraag is wat nou, wat vorentoe? Here, en die antwoord sal wees, wat vorentoe is dat ons al ons vooropgestelde idees sal laat gaan en sal sien wie U werklik is. Here, en mag ons dit volg, mag ons lewe inrig volgens daardie waarheid. Amen. Vriende, geniet die res van jou dag verder en mag hierdie teks jou sommer opnuut uitdaag vir die volgende week. Amen.